Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 122. Saterdag aand skakel Mika Henriques die rekenaar by ontvangs af. Die veiligheidshekke wat na die binnekant en privaat kwartiere van die Martinez familiehuis by Paradys lei, is al 9 uur gesluit. Dit is gewoonlik die stadium waarop Mika of Alice of wie ook al aan diens was, die glasdeure van ontvangs, wat van die parkeerarea en straat af inkom, en die wat na die dek wat oor die see uitkyk lei, toemaak en dit sluit. Daarna gaan hulle huis toe, as hulle nie nog gaste vir laat aand verwag nie, of as daar nie 'n funksie in die eetlokaal langs die dek by die swembad aan die gang is nie. Nie een van die twee is op vanaand se geboore spyskaart nie. Maar meneer en mevrou Martinez het daarop aangedring dat Mika die besprekings vir die volgende week van maandag tot dinsdag ander week toemaak. Hulle sluit die lodge om hulle seun se troue in die binneland te gaan bywoon. Daarom het Mika 'n bietjie later gewerk as gewoonlik. Daar was administrasie om af te handel. Sy is eintlik verlig dat hulle nie die lodge vir Alice gaan los nie. Die vrou is miskien langer as sy daar, maar sy het net nie dieselfde verantwoordelikheidsin as Mika nie. Al is dit nie haar eie plek nie, kan sy net nie soos Alice 'n godswater oor godsakker houding inslaan nie. Met die vrou se ouers wat al verby 80 is, stem Mika saam dat hulle die plek eerder toesluit as om dit aan genade oor te laat. Mika is besig tot byna 9:30. Dit is veel later as gewoonlik en dit was 'n lang dag. Nou wil sy beslis huis toe gaan, alleen in haar kamertjie wees, gaan stort, miskien 'n paar bladsye in die boek op haar bedkassie lees, vir haarself koffie maak en gaan slaap. Sy dink aan haar vroegmiddaggesprek met die Martinez egpaar en hulle dogter Sylvia. Onthou, jy gaan saam met ons na Hurters Retreat toe, Mika, ons wil van niks anders hoor nie. Mika het maar net na hulle almal gekyk en omgedraai. Dit help nie om met hulle te stry nie. Sy sal wel op die laaste oomblik aan 'n verskoning dink en dan agterbly. Dit maak seer, die lewe wat so by haar laat verbygaan, maar sy verdien die pyn. Dit is hoe karma moet werk. Dit is wat Arendt ook al in soveel woorde van gesê het, en sy en Arendt is beslis in hierdie stadium op dieselfde golflengte wat dit aanbetref. Dit wat jy aan mense doen, kom na jou toe terug, 7voudig. Haar hele lewe het dit in elk geval so gewerk. Wat jy saai, sal jy maai. Dit het werklik begin verkeerd gaan, toe sy die aandag van 'n manlike kollega begin geniet het na haar eie egskeiding, toe haar man en dogters Australië toe is. Ten spyte van die feit dat sy geweet het dat hy getroud was, het sy besluit, dit is net 'n los kantoor romansekie. Dit gaan van korte duur wees. Sy het mos destyds nie daarvan gehou dat iemand haar ex se aandag afgelei en geniet het nie. Dit was in die stadium toe hulle nog getroud was nie. Niemand hoef dus nou daarvan te weet of daarvoor te betaal nie. Maar kry vir jou katvis, daar gebeur het toe, want toe raak sy swanger. Haar minnaar was vreesbevange. Sy vrou mag net asseblief nooit daarvan uitwind nie. Hy is nog steeds by sy vrou. Dit was in elk geval nooit die idee dat hy sy vrou sou los nie. Dit weet Mika ook. Daar moes ook nie 'n baba uit hulle prettige samesyn ontstaan het nie. Sy was dan op 'n stadium waar sy menopause aan haar lyf kon voel en sien. Raak ontslaaf van daardie donderse ding in jou, het die man uitgevreek. Nee, dit sal ek nooit kan doen nie. Dit is 'n lewe. Wel, dan het jy nie my blessing nie. Ek wens eintlik dit vrek van self, het hy gesê. Dit is soos vloeke wat mense oor jou uitspreek, het Arendt haar nou die dag vertel, sonder dat hy bewus was van hoe dit van toepassing op Mika, sy eie sondes en vorige lewe was. Arendt loop op wolke sing, neem duidelik altyd die regheid en die nou paadjie, nie die maklike en prettige een nie.
Nee, die smal en korrekte een. Waarskynlik danksy sy ingewikkelde geloof en tradisie en sy Spartaanse opvoeding. Die dat hy altyd seker gemaak het dat sy pasiënte, toe hy nog gepraktiseer het, presies geweet het wat dit is wat hulle of hulle geliefdes laat sterf het en dat hy alles in sy vermoë gedoen het om daardie pasiënt eerder beter te maak. Jy sal nie glo hoeveel mense jou en jou gesin iets erger toewens as wat met jou pasiënt gebeur het nie, as hulle net halfpad vermoed dat jy bolle gerol het in plaas van vingers trek, het hy gesê, dis niks lekker nie. Dit nadat jy net jou beste vir die pasiënt gedoen het. Toe loop hy weg akademie toe, en waaragtig, wat doen hy nou weer hier in Afrika? Hy laat sy papiere aanstuur, kry homself op datum, gaan doen so waar as vet weer 'n hospitaaljaar, asof hy nog net 'n roofie is, en hy begin op hierdie oomblik reg van vooraf. Dan bid die mens maar net vir die groot man daarbo se bloed en beskerming oor jou en jou geliefdes, en hoop die mense wat jou verwens en wil hof toe neem, hou liewer hulle monde. Maar dis Amerikaners, hulle is baie erger as hier in Suid-Afrika. Jy weet mos hoe skoorsoekerig en foutvindig die regsmense se wêreld se mense kan wees. As hulle jou kan afskiet of 'n pond vleis uit jou gehap kan kry, dan doen hulle dit sonder om 'n oog te knip. Arendt het dit half in 'n grap gesê, maar terwyl sy en hy oor hierdie onderwerp gepraat het Mika aan die ding gesit oor die verloop van haar eie lewe. Sy was immers deel van die regswêreld, daai een wat mense moes skuldig bevind, en Arendt weet dit natuurlik tot vandag toe nie. Wie sal Mika, soos wat sy nou is, selfs net vergelyk met die vrou wat sy destyds was? Sy was 'n pitbull. Sa, vat hulle Michaela verlang, Mika afgekort. Hoe ligtelik het sy en haar kollegas nie soms dwars oor mense geloop en daaroor lekker gekry nie. Maar Arendt is nie naaste by so ligsinnig nie. Hy het 'n onderskeidingsgees. Hy's 'n diep mens, 'n ware omgee mens, 'n mens. Geen wonder dat sy so baie van hom dink nie, dat sy eintlik regtig mal is oor hom nie. Die mens wat die lewe haar uiteindelik laat word het, maar sy is hom beslis nie waardig nie. Haar verlede sal altyd met haar saamloop, en hy verdien soveel beter as wat sy is. Hy moet liefs nooit uitvind hoe ver sy tekort skiet nie, hoe diep sy soms in haar verlede afgedaal het nie, veral in haar werk, waar sy met bose wesens, moordenaars en geweldenaars moes werk, mense wat sy dan argeloos tronk toe gestuur het, die skuim van die aarde, die niks van die aarde, daardie tyd in haar oë. As elkeen van hulle haar vervloek het, soos die pa van haar kind, is sy selfs nog meer gedoem in alle ewigheid. Sy kan mos nie 'n goeie man soos Arendt by haar gemors intrek nie. Sy het self al begin betaal vir haar sondes en vloeke. Ja, want wat is byvoorbeeld erger as om 'n kind te verloor? Daar is nie 'n groter pyn nie. En seer wat in stilte gedra moet word, sny net soveel dieper. Die pa van haar kind, wat 'n senior kollega daar by haar firma was. Albei van hulle dikwels voorbladnuus in die koerante in hoë profiel sake. Die man wat aangedring het op 'n aborsie, voordat sy begin wys, want dit wat sy dra is 'n skandekind. Sy het gesê, nee, dis eintlik 'n wonderwerk. Sy het geglo dat sy nie meer kan swanger raak nie. En hy het mos reeds 'n gesin. Sy kon nie die aborsie ding doen nie. Dit is 'n lewe wat in haar groei, 'n siel wat bedoel is om te bestaan. Iemand wat deur die groot een daarbo in haar sorg geplaas is. Sy gaan nie moord pleeg nie. Aborsie is moord. Haar kollega se antwoord: wel, hy hoop en bid dat iets loop verkeerd met die swangerskap, maar as hy daarop aandring om die ding te behou, sal sy dan asseblief wegtrek uit Bloemfontein, voordat mense begin lastige vrae vra.
Hy soek haar weg van hom af. Hierdie soort skandaal werk nie in Bloemfontein nie. Sy loopbaan sal dit nooit oorleef nie. Wat as die mense sy beeltenis in die kind begin herken? Hy kan vir haar reël vir 'n goeie pos in Kaapstad of Pretoria en hy sal selfs betaal vir haar trek. Nee, dankie. Sy's gelukkig waar sy is en sy hou van die boeregemeenskap waar sy haar kleinding gaan grootmaak. Dagmoeders wat na hom omsien asof dit hulle eie is wanneer mamma by die werk is. En later, toe die dingetjie begin praat, trek hy los met beter Afrikaans as wat sy Portugese Mosambiekse ma ooit sou magtig wees. Oulike klein meld, waaroor elke ander mens behalwe sy pa gek was. Wel sorg jy maar net, dat niemand ooit uitvind, dat ek die ding se pa is nie, en moenie eendag met vaderskaptoetse by my kom, en dan vir onderhoud eis nie, jy sal dit nie kry nie. Ag, daaroor hoef jy jou regtig nie te bekommer nie, ek deel nie my klein wonderwerk met iemand wat hom dood wens nie, het sy die man toegesnou. Ek het nie 'n man nodig om my seentjie vir my te help grootmaak nie. Ongelukkig het hulle beklei voor klein meld met wat met groot oë in die kar gewag het gebeur. Hy wou weet hoekom daardie oom dan so kwaad was. Sy maatjie se pappas was ook nou die dag nogal kwaad. Hy begin nogal bang raak vir manne wat ooms en pappas is. Hy's bly dat dit net hy en mamma in hierdie stadium is. Op daardie dag het sy hom vir die eerste keer verseker dat sy en hy nooit 'n oom of 'n ander pappa in hulle lewens gaan kry nie. Hulle twee saam is heeltemal genoeg. So as hy eendag sou vra, sou sy vir hom vertel het dat hy van die Papa Bank afkom, die spermbank waar sy 'n baie spesiale pa vir haar kind gekies het, want sy wou daarom baie graag ook 'n gesinnetjie van haar eie hê, nadat haar vorige man met die dogters, sy halfsusters, Australië toe getrek het. Maklik soos dit sou haar verklaring gewees het. Maar die saadskenker was nietemin elke keer op sy senuwees as hy en sy gesin vir haar en die kind iewers raak geloop het. Wat noodwendig sou gebeur, want hulle het nog steeds saam gewerk, ongelukkig. Miskien het Meld iets aangevoel, so klein as wat hy is, want hy kon die man nie voor sy oë verdra nie. Groeiende afkeer wat wederzijds was. Hy vir sy pa en sy pa vir hom. Mamma, ek hou nie van daardie oom nie. Hy moet nooit vir ons by ons huis kom kuier nie. Dan het sy hom verseker, dis reg Meld, ons soek nie daardie soort mens in ons lewens nie. Miskien moes sy en Meld tog getrek het, want daar in Bloemfontein is haar kind toe in elk geval gewelddadig dood. Nie in haar moederskoot as gevolg van 'n aborsie nie. 3 jaar later in haar sitkamer het klein Meld in haar arms doodgebloei en sy het hom doodgemaak. Per ongeluk, sy was aan die ander kant van die revolver wat sy by hom afneem, die een wat hy in haar handsak ontdek het, en toe gedink het, dis net nog 'n speelding, 'n gun, 'n rollie. Tronkstraf wat vir haar gevolg het, was eintlik 'n genade. In die tronk was daar nie mans nie, maar ten spyte daarvan het Mika gereeld gedroom dat klein Meld vir haar kom sê het dat sy moet onthou dat hulle nooit weer 'n oom in hulle lewens wil hê nie. Hulle twee is dan genoeg. En al is hy nou dood, gaan hy haar nooit los nie. Hy sal altyd daar wees vir haar. Dan het sy hom oor en oor in daardie selfde droom beloof. Nooit weer 'n man nie, so hy moenie weggaan nie. Hy moet net hier by haar bly. En hy het nie. Al was hy nie so kwaad oor Arend in haar lewe nie, was hy steeds daar, met elke soen, elke gebaar van omgee, alles wat daarop gedui het, dat Arend haar as vrou begeer, het sy hom gesien uit die hoek van haar oog. Die dat sy die man begin wegstoot het. Hy kan nooit deel van haar lewe word nie, nie so lank as wat klein Meld haar nodig het, en haar kom opsoek in die hiernamaals nie. Hy kom soms onverwags, soos vanaand weer, want daar staan hy op die punt van die uitkykdek vir haar en wag. Meld is steeds klein, die lyfie van 'n 3-jarige,
al het dit soveel jare gelede gebeur, maar wanneer hy praat of iets doen, is daar nou iets ouers aan sy stem en sy manierismes. "Hallo Meld," groet sy en wil na hom toe stap, maar nou lig hy 'n hand om te wys sy moet staan. Hy sit sy vinger oor sy mond en wys vir haar dat sy doodstil moet wees. "Hoekom Meld?" vra sy. Sy vinger draai na daaronder tussen die bome waar die figuur van 'n man nader sluip. So lyk moeilikheid. Mika voel die afkeer wat aan haar pos vat. Sy weet mos wie daardie verpesting is. Dit is daardie Ralph Jameson met wie Alice nou deur mekaar is. Dan is die man terug in Tofu. Ag nee, sy hoop nie dat die Martinesse van plan is om die sleutel vir die hele lodge vir Alice te los nie, want sy kyk na die honde, die katte en die hoenders, en die hoenders se kos is in die waskamer in die binnehof. Callie Hoender, die hennetjie wat ons eintlik gebore is 'n haan, en sy wat Mika is, sal vir hulle kom kos gee, nou dat sy besluit het om self te bly, veral as hierdie meneer hier rondhang. Kyk, as daar iemand is wat nie vertrou kan word nie, is dit hierdie kerel, besluit sy. Mika hurk agter een van die dekstoele, toe Ralph half agter 'n muur naby die dek kom staan en sag met iemand oor die selfoon praat. 'n Gesprek wat sekerlik nie vir haar ore bedoel is nie, want die man kyk haastig om hom rond, om seker te maak dat hy buite hoorafstand van mense is. Natuurlik het hy geen idee dat daar 'n vrou reg bo kan sy kop is nie, want die ligte van die lodge aan die kant is mos nou af. En Mika weet nie regtig hoekom sy doodseker is dat sy onsigbaar behoort te bly nie. Is dit 'n 6de sintuig dalk? Iets waaraan sy nie regtig glo, voordat Arend haar daarop gewys het nie. Sy hoor hoe Ralph sê, "Ek betaal goeie geld man, kontant, jy weet mos, jy het reeds by my jou deposit toe ontvang. Is dit dan te min? Ok, as dit dan genoeg is? Mooi, van die res is hier by my. Ek bring dit Sondag deur Bonsai toe. So as jy voor volgende Saterdag kans kry om daai vrou vrek te maak, sal dit my oneindig baie genot verskaf. Dan verdubbel ek sommer die bedrag en jou aandele wat jy hier gaan kry." Deo aan die ander kant van die kassie praat eers weer, waarna Ralph sê, "Die ideaal sou natuurlik gewees het as jy hulle saam sou kon laat gaan, as dit soos 'n ongeluk sou lyk, soveel beter. Maar jy sal nie by sy microlight of sy bakkie kan uitkom om die goed te saboteer nie. Dit is mos agter 'n elektriese heining en die sekuriteit daar rond is baie goed. Maar dan aan die ander kant, my wraak is eintlik teen die vrou gemik. Jy weet, sy is my ex. Sy is die een wat my in die lokval laat beland het. Dit het my hoe lank geneem om weer my naam in Mosambiek skoon te kry. Baie geld, omkoopgeld wat ek moes betaal, en daar is steeds mense wat my aankyk asof ek 'n linkernier is wat deur 'n hyena aangedra is. Nee wat, ek soek eintlik hulle albei dood, vir haar en vir Loverboy. Ek gee nie om hoe jy dit doen nie, skiet hulle, vele van die pad af, en as daai vliegtuig van Saint Laurent dalk daarbo in die lug kan ontklaar raak, brandstap wat uitgeloop het, 'n kortsluiting wat 'n brand laat ontstaan of so iets. Jy verstaan mos van the higher you're up, the longer the drop, en hoe harder en doder val hulle. Ek het jou gekies want jy is professioneel, gebruik jou eie inisiatief. Ek gebruik nooit weer van die locals nie. Die laaste 2 het mos gesuip, en toe met die bakkie wat ek vir hulle gekoop het, daar in die leeukamp beland. Onnosel 2 bliksems. Toe lei Ralph af, en na 'n oomblike stilte praat hy nou met iemand anders. Dit moet 'n vrou wees, want dis net my liefie en my skat en my enigste voor en agter. Maar dit is nie met Alice wat hy praat nie, want sy is mos hier by Rice. Toe sê Ralph, my engel, besigheid hier in Tofu loop voor die wind. Volgende keer bring ek jou saam. Jy sal nie glo waar ek op die oomblik staan nie. Ek staan by Paradys in Tofu, reg langs die dek. Jy moet die plek met jou eie oë kom sien. En as ek eers die geld vir my aandele van die plaas gekry het,
want ek kan verkoop. Dan koop ek die lodge saam met die res van die beachfront eiendomme waaraan ek nou werk. Ons gaan 'n koninkryk hier begin. Die Ferreira huis wat in elk geval binnekort myne gaan wees. Ons sin, my lovey. Watch me operate my baby. Hy lag so bietjie en toe voeg hy by. Alice en haar ou mense is mos maar net deel van die proses. Daar is regtig niks tussen ons nie. So moenie altyd so jaloers wees as ek vir jou sê ek kom hier na haar toe nie. Jy is en bly nommer 1. Jy en die baba wat jy van my dra. Vir julle twee sal ek sorg dat die dollars en die metikais inkom, want jy is my koningin. Net daarna groet hy en stap terug na die huis langsaan, waar arme Alice vir hom in die sydeur staan en inwag. Eers wanneer die deur agter hulle toe gaan, staan Mika van agter die bank af op. Eintlik sou sy eerder heeltemal plat wou gaan sit om te probeer sin maak van dit alles wat sy gehoor het. Van wie praat Ralph? Kan dit Lia en Sergio wees, vir wie hy sy mes in het? En hoe gaan sy uitvind of dit die geval is? Want as dit hulle is, moet sy dalk probeer om hulle te waarsku. Maar waarteen waarsku sy hulle nou eintlik? Dat iemand hulle moontlik wil skade aandoen? Sy het nie regtig 'n idee wat aan die gang is nie. Ag nee wat, miskien moet sy dit alles maar net los. Dit het eintlik niks met haar te doen nie. Buitendien, haar kindjie Meld is steeds hier naby haar op die dek. Verdien hy nie vereers haar volle aandag nie. Of waar is die mannetjie dan nou? Sy roep saggies na hom. Meld, waar is jy? En sy is net betyds om te sien hoe hy weghuppel see se kant toe. Amper roep sy agterna. Oppas vir die diep waters wat gou begin. Hy lag oor sy skouers. Water kan hom niks meer doen nie. En toe verdwyn hy in die net. Jy moet asseblief weer vir my kom kuier, smeek sy sag en begin om in die rigting van die trappe te beweeg. Intussen draai haar kop van die gesprek wat sy afgeluister het, of per ongeluk gehoor het. Behoort sy iets daaraan te doen? Moet sy iemand waarsku? Maar wie is hierdie persoon waarvan Ralph gepraat het? 'n Persoon met 'n klein vliegtuigie. Hier is so baie sulkes in Mosambiek, nie net Sergio nie. Die afstande is mos groot. Sy wens dat sy die name van mense in plekke kon neerskryf waarvan Ralph gepraat het. Sy begin stadig aanstap na haar kamer toe. Sy gaan in elk geval neerskryf wat sy kan onthou van die gesprek. Die man is met onheilighede besig, daarvan is sy seker. Hy wil eiendom bekom. Dit sluit die Ferreira se huis in, waaroor almal reeds gons, sowel as Alice hulle se plek, waarvan Alice hulle definitief nie weet nie. En sy kersie op die koek is paradys, die Martinez Lodge. Hier waar sy nou 'n holte vir haar voet gevind het. Wat haar regtig nog meer bekommer, is die feit dat hy van Aleid gepraat het. Daar is so baie mense wat gereeld saam met hom vlieg. Soos die Martineze, hulle vlieg volgende Dinsdag, eerskomende Dinsdag, na Hurters Retreat toe, saam met hom. En sy ook, as sy nou op die laaste oomblik besluit om saam te gaan. En dan het Ralph gepraat van 'n plek soos Bonsai. Waar op aarde is Bonsai? Sy probeer hard dink. Toe onthou sy weer 'n gesprek van Arend. Is dit nie waar Sylvie sy sussie getrou het nie? Amper kan sy seker wees dat dit die plek se naam was. Mika maak vir haarself 'n sterk koppie koffie en toe Google sy die naam Ralph Jameson op haar selfoon. Sekerlik sal haar ergens op die internet iets van hom wees. Lia reis Sondagoggend saam na die leeuplaas, toe Sergio vir Dr. Arend Singh, die man van Indiaanse afkoms, saamneem om Makuakwa te gaan deurkyk. Arend is 'n gekwalifiseerde mediese dokter, maar hy is ook opgelei in die tradisionele medisyne van die Cheyenne en die ander Indiaanse en inheemse stamme van Amerika.
Die man is nou gretig om meer te wete te kom oor typiese Suid-Afrikaanse siektetoestande ook. Hy wil 'n studie maak van die voorkoms van parasiete, van malaria, bilharzia en die lewerslak hier in Suid-Afrika. Voor in die bakkie gesels hy en Sergio oor die moontlike behandelings vir Makwakwa, want Rory kon intussen vasstel dat die man wel besmet is met lintwurm. Waarskynlik reeds dormante eiers in sy brein ook het. Sekerlik is daar ander parasiete ook in sy liggaam en ingewande, nare goed waarmee die meeste lewende wesens in elk geval besmet is en dit dalk nie eens weet nie. Daar is natuurlike produkte en goedkope rate wat jy soms kan gebruik om van parasiete ontslae te raak. Wortels, papaja, knoffel, klapperolie, kasterolie, borrie en koeksoda is maar net 'n paar om op te noem. Maar as dit reeds in iemand se breinnes geskop het, raak dit al hoe moeiliker om van die pes daar ontslae te raak. Dit is wanneer dit die gasheer begin vernietig, soos in die geval van Makwakwa, wat mos hierdie aanvalle kry. Lia luister net met 'n halwe oor na die man se gesprek. Daai goed grill haar tot in haar tone. Sy reis saam, omdat sy nie kan wag om die 2 oulike hyena kindertjies weer te sien nie. Sy gaan verkieslik saam om met hulle te speel, nie om ook die pasiënt te sien nie. Sy vang Sergio se kyk in die triespeeltjie op haar, wanneer hy sy bakkie op sy gemerkte plek daar onder die afdak by die hospitaal intrek. Lia, versigtig wees met daai fifies. Onthou dat die hyena se kind nog steeds van die sterkste bytkrag in die diererek het, sê hy weer soos 'n pa in haar lewe. Nee, ek sal nie vergeet nie, ek sal ook nie gebyt word nie. Dankie, leeuman, antwoord sy en klim uit. Sy stap 'n end weg toe haar selfoon begin lui en sy sien dat dit Mika Hendrikus is wat haar bel. Sy is nog steeds seer gemaak, omdat Mika die uitnodiging en die hand van vriendskap wat sy na die vrou toe uitgesteek het, sommer net so weggeklap het. Maar dit is nie al nie, sy voel seer vir Arend se onthaalwe ook. Die man wat waarskynlik besluit het om in Suid-Afrika te bly, nie net terwille van sy suster Sylvie, wat nou net voor haar 40ste jaar swanger is met haar eerste babietjie nie, maar ook omdat hy sy hart verloor het op die mooi, donker kop vrou, Mika. Iemand oor wie se lewe en agtergrond sy self nog byna niks weet nie, maar waarvan sy regtig baie begin hou het. Lia bring haar selfoon na haar oor, omdat sy nog steeds hoop dat Mika dalk van plan verander het oor die troue en besluit om steeds te kom. Word vervolg.